Dis tyd vir 'n bietjie erfenisresepte saam met chef Suzan Krousier en hier lê 'n hele willefilet voor my. Hier's een rou en daar's een gaar. Nou hoe nou? Wild, dis gaan wild hier vanoggend. Wat is hierdie? Wat het ons hier? Ek weet 'n nie. Rooibok. Ek dink dis 'n rooibok fillet. Jy het hom nie self geskiet nie. Ja, ek het skills, maar ek het nie daai tipe skills nie. Jy het die skills om homself te gaan koop in die winkel Ja. en hoe was sy prys gewees? Hierdie een was R100. R100. En jy kan maklik 4 mense daarmee voer. Maklik. Selfs 6. Ja, ek dink amper 6 as jy kyk dink hierdie ene. kyk hoe baie hier het ek kom daar 4 uit. sulke stukke. Ja. Ja. So ja, Ai. ek het nou besluit ons moet bietjie wildsvleis erfenisresepte share. So vandag deel ek nou my resep met julle en dan wil ek van die kykers af hoor Goed. wat hulle het en ek soek nie. Hier is ons die briefing, mense. Hoor nou mooi studente, onthou sy Hier is die gee briefing. kosklas. Okay, ons nou laasweek biltong gemaak, so check. Okay, ons gaan nou vir hulle doen, so check. So ek soek ietsie met maalvleis, want almal het altyd maalvleis. Ja. Mense vra my altyd, wat kan ek met al my maalvleis doen? Wild, ek soek maalvleis, miskien 'n bout. Die Miskien wildsboutjie. 'n wildsbout. Ja. Jammer so aan hierdie mes is so stomp, ek gaan jou dalk hierdie is Toe my beter. laat ek net 'n bietjie terug staan. Dan jy nou nie my ook al veer nie. Maalvleis, veral maalvleis. Miskien kan ons nog 'n fillet ingooi en miskien iets met garingvleis want ek voel garingvleis is so tradisioneel dat ons maar dit moet doen. So okay, wildvleis, maalvleis, garingvleis, miskien nog 'n fillet en ek soek 'n skenkel. Hoor julle? Hoor julle, dis wat Sy ek wil hê. Nee, ek sal vir jou my skoonma se wildspastei resep stuur. Ja, maar ek is baie spesifiek. Ek soek iets hy slapdeeg. Maak sy 'n slapdeeg op dit. Ja, maar hy word gaar. Ja. Nadat hy slap is. Ja, nee, slap, En soos slap. Ja, maar as hy nou so hy daai met die eie op. Ja, ek soek Is dit 'n slapdeeg? Ja, okay, so daar, jammer, dis nou gevat. Slaan my met 'n slapdeeg. Hoe moet ek nou weet wat dit is? So ag nee, ek grap eintlik net. Jy kan enige wildsvleisresep met my deel want ek voel almal het nou wild. Behalwe ek jag nie, so ek het nie nou wild nie, Ja, maar hulle verkoop ook nou wild in die winkels, so dis baie goedkoop. Is 'n lekker goeie lean proteïen vir ons almal wat diet. Ek dink regtig dis 'n fantastiese ding veral om in Suid-Afrika te benut. Sy prys is goed as jy homself gejag het, gebruik hom of andersins koop hom in die winkel en spaar geld. Exactly. En geniet bietjie eksotiese geure. Hou jy van die geur van wildsvleis? Ja, ek doen en ek hou van die goed wat mense omheen kan doen. Okay, maar kom ons praat wat ek nou hier gedoen het. Goed, Ek ja, dink wat dis doen 'n jy? rooibok fillet, maar die Ek winkel dink het ook net so. gesê venison. Ja, hy lyk soos my man se Okay. bout. Se filet. So fillet. Ja. Dan het ek pruimedante in port oornag laat lê. Ek het die puitjies uitgehaal en hierso het ek bloukaas gesny en ja, so ek het die fillet skoon gemaak, so ons sien ek het die seunings uitgesny. Sit die pruimedante in, sit jou bloukaasie in. En kyk, ek is nou nie 'n groot fan van bloukaas nie, maar gaar bloukaas is vir my baie lekker. As hy bietjie begin smelt. As 'n bietjie begin smelt. Ja, en hierdie is daai creamy blue. En jy kan nie die sout van bloukaas gemeng met die soet van sê nou maar 'n portpruimedant beet nie. Nee, jy kan nie. Daai twee geure, en hier kom nou pekanneute. Pekanneute hier in. Wat ook nou in seisoen is, nê? O, is Of dit? is hulle seisoen of nee, hulle hang nou aan die bome. bome. As die blare afval dan spruit hulle mos daar uit. Luister maar gepraat van erfenisresepte. Terwyl jy Timmy opsit. Timmy. Leipold, ons praat oor digters vandag. O, ja. Leipold het natuurlik ook ongelooflike kos gemaak. Ek dink hy gaan 'n lekker wildsresep hê. En dan kon ek nie anders as om te dink aan die wildsboutjie nie. Nou die wildsboutjie was in 1946 'n Afrikaanse klugrolprent gewees. Dis 'n klugrolprent. Geregisseer deur Arthur Bennett en Louis Knobel, gebaseer op 'n gewilde verhoogstuk deur Fritz Stein. 'n Klugrolprent beteken maar net dit is 'n snaakse ding en almal het misverstande en verwarring kan jy lag daarvoor. En dit die rede vir al die verwarring is die blerrie wildsboutjie. Kan altyd teruggaan na die wild toe. Ja. Okay, So dis 'n wille lekker storie. As dit nie vir so aan was nie, was ek nie gekultiviseer. Dis gekultiviseer nie. Is dit nie 'n woord? Wat het ek nou gesê in elk geval? Point proven.
So aan met my altyd allerhande sulke goed van die teater leer. Wat het jy my laas Ai, man, geleer? nonsens. Wat is daai teaterstuk wat ons gekyk het wat ook weird was? Ja, maar jy het my nou weer geleer van die 4 seisoene orkesoptredes en jy gaan kyk elke jaar dit mos. So jy's nie so ongekultifiseerd nie. Maar dit is hoekom mens beste pelle het, Ja. right? Ja. Okay, so julle sal nou sien, moving along, draai ek om in spek toe, so ek gebruik reepie spek, want jy wil nogal die vet hê, so onthou met enige wild, omdat daar nie vet is nie, soek ons vet binne en vet buite. Okay, so die kaas is die vet So die binne. kaas is die vet binne en die spek is die vet buite om. Ja, dit bly 'n baie lekker trek met wildsvleis, die spek, omdat hy lekker vet het en daar's geur in die spek. Ja, en omdat ek nou vanoggend ek is nou weer blond, so nou kan ek weer daai kaart speel. Het ek my sout en peper by die huis vergeet. So daai een is gesout en peper. Ja, hy is maar hierdie een daarin. het ek vergeet. So, maar ek dink die spek en die kaas gaan sout genoeg wees, so miskien net 'n pepertjie. Ja, daar is tog baie sout in jou. Ja, en kyk, ek Bestanddele. druk hierdie goed hier in en maak hom toe. Ek weet nie of julle kan sien wat ek nou hier doen nie. Het jy 'n tannisdoekie gebruik om hierdie Nee, te bak? nee. En sê gou hoe lank gaan hy dan nou in die oond hierdie Okay, ja, so heerlike- 180, jy kan dit in die Weber ook sit, so dis 180 grade en ek het hierdie een vir so 'n halfuur tot 40 minute gebak. Tot die spek begin bros raak en dan het ek hom uitgehaal. So ek dink wildvleis kan jy so bietjie en veral die fillet kan jy so bietjie medium rare doen. So jy sit hom dan bietjie korter. So dan kan jy 'n bietjie korter Ja. insit en as jy nou die spek wil bros hê, kan jy maar die grill aansit. Och, waantoe stuur die kykerstudente hulle wildsresepte vir jou? Ek dink is info@grootfm.co.za of jy kan my op Facebook message. @grootontbyt.co.za en jy kan vir Chef Susan ook gaan volg op haar Instagram of op die Groot Ontbyt se YouTube kanaal Ja. of Instagram. Daar's baie plekke waar jy kan gaan volg. Stuur daai wildsresepte in Asseblief, julle. sterkte met die ontvouing van hierdie wildsboutjie drama. Ja, hier moet jy nogal liefde insit. Susan en die rooibok deur H.A. Feigen. Ek raak heeltemal raak heeltemal te liries vanoggend. Baie dankie Chef Susan plesier. vir jou erfenisresep vandag en bly ingeskakel want ons raak verder gediggerig en liries saam met Chris Chameleon binnekort.